Welkom julle ouens by nog 'n sessie en les van afperiode. Vandag het ons 'n geskiedenisles en soos ek gesê het, gaan ek die relevante graad noem elke keer en dit is vandag 'n graad 6 les, maar enige leerder van enige graad kan insit en na hierdie interessante stories luister. Ek het ook genoem, graad 6, ons doen Mapungubwe in die eerste kwartaal, so kom ons begin kyk na die verandering in die Limpopo Vallei samelewing. Goed, so met ander woorde, soos julle almal nou heel waarskynlik weet, Mapungubwe is of was gehuisves in ons Limpopo provinsie, so dit is hoekom ons gaan kyk na die verandering in die Limpopo Vallei samelewing. Heel eerste, soos julle geleer het in graad 5, weet julle dat die Khoi en die San die eerste inwoners van Suid-Afrika was. En toe, in die jaar 250 na Christus, het die Afrika landbouers van Noord-Afrika afgekom na Suidelike Afrika toe. Goed, as gevolg van verskeie redes, van oorloë bo in Noord-Afrika, die slawerny in noordelike westelike Afrika, en dit het hulle almal gedryf af na Suidelike Afrika toe. Goed, dit het hulle 'n paar jaar gevat om hier te kom, onthou daar was nie vliegtuie en karre en sulke goeders nie, so hulle het met voet afgekom Suidelike Afrika toe. Reg, in die 9de eeu, wat dan nou die jaar 800 tot 899 is, het hulle hier hulle self gehuisves in Suidelike Afrika. Goed, so dit het hulle so 'n goeie 600 jaar gevat om hier uit te kom met voet. Reg, tussen die jaar 900 en 1000 het na Christus het die Zimbabwe en Limpopo Vallei areas klein groepies mense wat hulle self toe daar ingeburger het en gehuisves het toe begin ontstaan tussen die jaar 900 en 1000. Nou hierdie mense was bestaansboere. Nou bestaansboere is mense wat boer net om hulle huisgesinne volhoubaar te onderhou. Met ander woorde, hulle het nie geboer om hulle goederes te verkoop nie. Reg, hulle het geboer om 'n bestaan om te kan oorleef, om 'n bestaan te kan hê in die lewe, as ek dit so kan stel. Reg, hulle het geboer met gewasse, met ander woorde vrugte en groente. Hulle het ook met diere geboer. Goed, beeste en bokke en skape. Goed, so in hierdie tydperk het hulle regtig waar georganiseerd geraak en hulle het geontwikkel en hulle het begin yster en goud ontgin uit die aarde uit. Reg. Hulle het toe ook gesien dat daar sosiale klasse kan wees en hulle het konings aangestel. Goed, ons sal later meer daarvan in diep ingaan by Mapungubwe se konings en sovoorts, maar vir nou moet julle net eers weet dat sosiale klasse het ontstaan. Dit beteken hulle het gesien dat daar is armes, daar's middelklas mense, daar's ryk mense. En ons gaan nou konings aanstel om te regeer oor hierdie mense. So, dit het alles so mettertyd gekom en ontstaan. Ek hoop julle het hierdie basiese beginles van Mapungubwe geniet en julle moet 'n wonderlike pouse hê en ek sien julle die volgende afperiode. Totsiens!